Wanneer jy skielik die onmoontlike in die gesig staar, wat doen jy? Begin jy paniekerig raak? Begin jy dadelik planne maak om jouself te red? Of probeer jy stil bly, kalm bly en alles self uitredeneer? Dis eintlik baie interessant hoe elke mens anders reageer wanneer druk kom. Party van ons hardloop rond, oorweeg elke moontlike uitweg en probeer beheer terugvat. Ander trek weer terug, raak stil en dra dit alleen. Maar die vraag is, waar gaan my en jou hart heel eerste heen? Vriende, het God jou al van tevore gehelp? Was daar 'n tyd in jou lewe waar jy nie geweet het hoe nie, maar hy het 'n deur oopgemaak? Het hy 'n antwoord al vir jou gegee toe jy nie eers meer woorde gehad het nie? Het hy al voorsien toe die onmoontlike voor jou was? Want dit is maklik om God te vertrou wanneer dinge eenvoudig is. Maar vriende, dis 'n ander saak wanneer jy voor iets staan wat groter lyk as jou vermoë. Jy luister nou na Daniël se verhaal, hoofstuk 2. Vriende, dis belangrik dat jy saam lees vandag uit jou eie Bybel. So druk die pause knoppie en wanneer jy reg is, dan begin ons saam. Daniël hoofstuk 2. Vriende, in hierdie hoofstuk gaan ons kyk hoe Daniël reageer toe die koning van hom iets verwag het wat menslik onmoontlik was. Nie net 'n moeilike taak nie, 'n onmoontlike eis. En dit bring ons by een van die mees bekende en kragtigste hoofstukke in die Bybel, Daniël 2, die droom, die beeld en die profetiese boodskap wat God deur Daniël gegee het. Maar meer as net 'n profesie, gaan ons ook sien hoe 'n man van God optree wanneer die wêreld druk, wanneer die tyd min raak en wanneer die enigste uitweg 'n wonderwerk is. Die moeilikheid met Nebukadneser was, omdat hy 'n koning is, het sy mense hom amper gesien as 'n god, of ten minste as iemand met goddelike oorsprong, soos een van die kinders van 'n god, amper soos 'n figuur soos Herkules. En in daardie tyd was 'n droom nie net 'n gewone droom nie. In daai dae was dit gesien as 'n spesifieke boodskap wat van die gode afkom, 'n waarskuwing of 'n opdrag wat hy moes volg. En dan om te vergeet wat die gode vir jou gesê het, was eintlik 'n groot insult teenoor hulle. So koning Nebukadneser het heel waarskynlik gedink, as ek hierdie droom vergeet het, gaan daar ernstige gevolge wees. En hy het moontlik regtig 'n vrees gehad vir straf van bo af. Nou die Engelse King James Bible gebruik die frase dreamed dreams, wat amper vir my die idee gee dat hy dalk hierdie droom meer as een keer gehad het, dat dit hom herhaaldelik gepla het, maar dat hy elke keer weer vergeet het wanneer hy wakker geword het. Jy het self seker al so iets ervaar. Ek weet ek droom soms heerlik, maar wanneer ek wakker word in die oggend, dan kan ek niks onthou nie. Nou ons lees in die eerste paar verse van Daniël 2 dat koning Nebukadneser glad nie gelukkig was met hierdie hele storie nie. Hy roep toe al die geleerdes bymekaar, die towenaars, die voorspellers, die sterrekykers en die galdeërs, sodat hulle vir hom die droom moes uitlê. En toe almal bymekaar is, sê Nebukadneser vir hulle dat hulle sy droom moet verduidelik. Maar toe hulle vra, "O groot koning, vertel ons wat jy gedroom het en ons sal dit vir jou uitlê." Toe antwoord Nebukadneser en ons lees dit verder in vers 5. Die koning het geantwoord en aan die galdeërs gesê, die saak staan by my vas. As julle die droom en sy uitleg nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word. Vir 'n tweede keer vra hulle toe vir Nebukadneser om asseblief net vir hulle te sê wat hy gedroom het. Maar onthou, hy is koning. In hulle oë is hy amper 'n god op die troon daar in Babylon. En om te erken dat jy nie eers 'n klou het wat jy gedroom het nie, was vir hom eenvoudig net nie 'n opsie nie. Toe vra hulle vir 'n derde keer, en persoonlik vind ek dit een van die mees ironiese oomblikke in hierdie hele gesprek. Want luister mooi na die woorde wat hulle gebruik. Dis asof hulle, sonder om dit te besef, die waarheid hier hardop sê. Ons lees vers 10 en 11. Die galdeërs het voor die koning geantwoord en gesê, daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie. Daarom het
dan ook geen koning, groot of magtig, ooit so iets van enige geleerde of besweerder of galdeer verlang nie. Ja, die saak wat die koning verlang, is swaar en daar is niemand anders wat dit voor die koning sou kan bekenne gee nie, behalwe die gode, wie se woning nie by die vlees is nie. Spot on. Dink jy nie ook so nie? Dis nogal ongelooflik hoe dwaase mense soms sulke slim woorde kan gebruik, sonder om te besef watter waarheid hulle eintlik uitspreek. Maar in vers 12 lees ons dat Nebukadneser glad nie impressed was hiermee nie. Inteendeel, die Bybel sê vir ons, hy was woedend, toornig, en hy gee toe die bevel dat al die wyse manne doodgemaak moes word. En ja, dit sluit Daniël en sy vriende ook in. Nou ons lees in vers 14 en 15 dat Daniël toe vir 'n tyd gevra het, sodat hulle die droom vir Nebukadneser kon uitlê. En dan in vers 17 tot 23 lees ons iets wat my altyd raak. Daniël, Hanania, Mishael en Asaria gaan nie in paniek in nie. Hulle gaan in gebed in. Hulle smeek God om hierdie droom en die uitleg daarvan aan hulle bekend te maak. Vers 19 sê toe dat God dit aan Daniël duidelik gemaak het. En gaan lees gerus vers 20 tot 23, Daniël se reaksie toe God hulle gebed verhoor het. Dis so mooi. Dis nie net verligting nie, dis aanbidding. Dit wys vir my, Daniël het nie net God gesoek vir antwoorde nie, maar hy het God geken. Nou in die volgende paar verse lees ons hoe Daniël na die koning toe gaan om vir hom die vergete droom en die uitleg daarvan bekend te maak. En dan lees ons in vers 28. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het die koning Nebukadneser bekend gemaak, wat aan die einde van die dae sal gebeur. 'n Droom en die gesigte van u hoof op u bed was dit. Vriende, klink hierdie woorde vir jou bekend? Dis amper dieselfde as wat die wyse manne in vers 10 en 11 gesê het. Maar Daniël bevestig hier iets baie belangrik. Daar is net een God wat geheime kan openbaar. So wat was hierdie droom? Kom ons lees saam in vers 31 tot 35. Koning Nebukadneser het gedroom van 'n groot beeld, baie hoog, buitengewoon indrukwekkend, en sy voorkoms was vreeslik. Die bors en arms van silwer, die middel van koper, die bene van yster en die voete van yster en klei. Maar die koning het ook gesien hoe daar 'n klip losraak, nie deur mense hande nie, en hierdie klip tref toe die groot beeld onder by sy voete. En toe krummel die hele beeld in mekaar. En hy het verder gesien hoe niks van die beeld oorbly nie. En die wind het elke stukkie weggewaai. Maar hierdie klip het toe 'n groot berg geword en die hele aarde oordek. Nou ek het 'n persoonlike reël wanneer ek Bybelstudies doen, veral boeke soos Daniël. Nou ons het laas keer gelees in 2 Petrus 1 vers 19 tot 21 dat die skrif betroubaar is en dat geen profesie uit eie uitlegging is nie. En wat vir my so belangrik is, die Bybel is verstaanbaar. Die Bybel verklaar homself. Want die ding is, daar is net te veel opinies in hierdie wêreld, vriende, veral wanneer dit kom by Daniël en Openbaring. So kom ons kyk of Petrus reg was. Basies sê Daniël vir Nebukadneser, jy is die koning van goud, die kop. En na jou gaan daar 'n ander koninkryk kom wat jou gaan vervang, en daarna nog een en daarna weer een. Met ander woorde, Daniël 2 gee vir ons 'n blueprint, die patroon van wêreldgeskiedenis tot aan die einde van tyd. 4 koninkryke, en dan verdeel die 4de een in 10 in. En dan volgens vers 44 kom God se koninkryk. So op 'n manier kan mens sê, okay, dis die 5de koninkryk, God se, die finale een. Nou die kop van goud is Babylon. Hoekom sê ek Babylon en nie Nebukadneser nie? Want vriende, as jy van stories hou soos ek, hoofstuk 4 en 5 en 6 wys vir ons baie duidelik hoe dinge later in Daniël se lewe gebeur het. In hoofstuk 3 is Nebukadneser nog koning, ook in hoofstuk 4, alhoewel daar 'n baie interessante storie hier gebeur. Maar in hoofstuk 5 lees ons van 'n ander koning, nog steeds in Babylon, en sy naam is Belsasar. Hy was Nebukadneser se kleinseun. En net soos in hoofstuk 2, gee die Bybel vir ons die profesie en dan gee die Bybel ook self die verduideliking. Dit gaan oor koninkryke.
En amper dieselfde gebeur in hoofstuk 5. En ons gaan later bietjie meer in diepte hieroor gesels. Maar in vers 25 tot 28 kry koning Balsasar 'n direkte boodskap van God. En vers 28 sê dit baie duidelik: die Meders en die Perse gaan jou koninkryk oorneem. En die hoofstuk eindig toe presies so. Daardie selfde aand kom die Meders en Perse in Babylon in en hulle wen. En dan hoofstuk 6 begin met 'n nuwe koninkryk en 'n nuwe koning. Dis nogals cool, né? Nou blaai saam met my vinnig na Daniël hoofstuk 8 toe. Ons gaan later ook in diepte hierby uitkom. Maar in vers 20 en 21 sien ons dieselfde patroon. Meders en Perse word oorgeneem deur Griekeland. So Petrus was reg. Die Bybel verklaar homself. Ek love dit. So koninkryk nommer 1 is Babylon. Nommer 2 is die Meders en Perse en dan nommer 3 is Griekeland. En 'n fun fact, tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament verloop daar omtrent 400 jaar. En daardie 400 jaar se geskiedenis is nie volledig opgeteken in die Bybel nie, so ons mis 'n oorlog of 2. Maar God het na Maleagi nie weer 'n profeet gebruik tot en met Johannes die Doper nie. En wie is die regerende koninkryk aan die begin van die Nuwe Testament? En nee, dis nie koning Herodes nie. Hy was 'n Joodse koning. En die Jode het nie meer politieke mag gehad nie. Die werklike wêreldmag was die Romeine. So goud is Babylon, silwer is Meders en Perse, brons is Griekeland en yster is Rome. En dan kom die voete van yster en klei. Nou ons het reeds gesien yster is Rome. So hierdie verdeelde koninkryk waarvan vers 41 praat, moet uit Rome uitkom. En vers 42 verwys nogals baie spesifiek na die tone en meeste mense het 10 tone. So kom ons kyk of geskiedenis hierdie patroon bevestig. Babylon het geheers van 605 tot 538 voor Christus. Dit is hoe dit opgeteken is. Die Meders en Perse 538 tot 331 voor Christus. Griekeland vat toe oor in 331 tot en met 168 voor Christus. En Rome vat toe daaroor in 168 voor Christus. En tussen ongeveer 351 en 476 na Christus het verskeie stamme in die Romeinse Ryk besluit hulle wil nie meer saamspeel nie. Nou baie bronne bevestig dat die Anglo-Saxons was die eerste wat hulle eie koninkryk gevorm het. En vandag ken ons hulle as die Engelse, daar waar koning Charles se wortels lê. En die ander 9 het gevolg, presies soos die 10 tone van die beeld. Die Alemanni, die Duitsers, die Burgundiërs, die Switsers, Franks, die Franse, die Lombards, die Italianers, Suevi, die Portugees, die Visgote, die Spanjaarde, en dan ook die Herali, die Oosgote en Vandale. Wie hulle vandag is, nou daai is 'n storie vir 'n ander dag en baie interessant. Maar kom ons kyk na die einde van die droom, die klip. Want hier is waar alles verander. Ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 4. 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Deuteronomium 32 vers 4 sê vir ons: Die rots, volkome in sy werk, want sy weë is strafgerigte, 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. En dan 2 Samuel 22 vers 47. Die Here leef, en sy geloof sy my rots, en laat verhoog wees die God, wat die rots is van my heil. So hierdie klip in Daniël 2 is nie sommer net 'n detail nie. Vriende, dit is die middelpunt. Dis 'n hemelse boodskap dat al kom en gaan wêreldryke, al bou mense hulle koninkryke met goud en yster, daar is 'n koninkryk wat nie deur mense hande gemaak word nie. Ons lees dat die droom eindig met 'n koninkryk wat God self oprig en niemand sal dit ooit kan oorneem nie. Nooit nie. Geen oorlog nie, geen revolusie nie. Nie eers 'n nuwe wêreldorde nie. Geen volgende ryk nie, want wanneer God se koninkryk kom, is dit finaal. So koning Nebukadneser het sy droom en uitleg gekry, maar hy het eintlik iets groter gekry. Hy het 'n prentjie van die toekoms gekry, sy toekoms. Geen wonder sy gees was so onrustig in die nagte nie. En kyk net hoe wonderlik is dit. Babylon se tyd is verby. Die Meders en Perse is verby. Griekeland is geskiedenis. Rome het gekom
en Rome het verdeel, presies soos die voete en tone van die beeld. So vriende, leef ons dan in die tyd van die einde van koning Nebukadneser se droom? Wel persoonlik hoop ek regtig so. Want as dit alles waar is, beteken dit een ding. Ons is nie besig om na chaos toe te beweeg nie. Vriende, ons is besig om na Christus toe te beweeg. Ons is nie op pad na vernietiging toe nie. Ons is op pad na 'n koninkryk. En hier's die sterkste deel. Daardie klip het nie van die aarde afgekom nie. Dit het van bo afgekom. Dit was nie 'n mens se plan nie. Dit was God se ingryping. So as jy vandag kyk na die wêreld en jy voel of alles uitmekaar val, onthou Daniël 2. God het reeds lankal gesê wat gaan gebeur. Hy is nie verras deur ons tyd nie. Hy is nie verward oor die politiek op hierdie wêreld nie. Hy is nie bang vir wêreldkrisisse nie, want hy is die rots. En hy kom om 'n koninkryk te bring wat vir ewig sal staan. Die vraag is nie meer waarheen gaan die wêreld nie. Vriende, die vraag is ek gereed vir daardie finale ewige koninkryk? Want die klip gaan kom. En vriende, voordat ons afsluit, moet ons net gou vir 'n oomblik teruggaan na Daniël toe self. Want die wonder van Daniël 2 is nie net die profesie nie, dis die mens wat God gebruik om dit te bring. Dink daaraan, Daniël staan voor 'n onmoontlike situasie. Die koning vra vir hom iets wat geen mens kan doen nie. En die straf vir mislukking is nie net vernedering nie. Vriende, dis die dood. Maar Daniël, hy paniek nie. Hy hardloop nie rond om planne te maak nie. Hy probeer nie manipuleer of tyd wen met leuns nie. Hy raak ook nie bitter nie. Hy blameer ook nie God nie. Wat doen Daniël? Hy is rustig. Hy praat met wysheid. Hy vra vir tyd. En dan doen hy iets wat vir my die grootste les in hierdie hele hoofstuk is. Hy gaan op sy knieë. Hy gaan soek nie eers die koning se guns nie, hy soek eers God se teenwoordigheid. Hy gaan nie na mense toe vir antwoorde nie. Vriende, hy gaan na die hemel toe. En wanneer God antwoord, dan sien ons iets besonders. Daniël hardloop nie dadelik na die koning toe nie. Hy stop eers om God te loof. Hy gee al die eer aan God, voordat hy eer by mense kry. En dit wys vir my iets baie mooi. Wanneer jy die onmoontlike in die gesig staar, is jou grootste wapen nie jou planne nie. Dis jou gebed. Dis nie jou slimheid nie, dis jou geloof. Dis nie jou beheer nie, maar jou oorgawe. So dalk is die vraag vandag nie net, lewe ons in die einde van die droom nie, maar eerder, het ons die gees van Daniël vir 'n tyd waarin ons leef. Want as die wêreld al meer onmoontlik raak, gaan ons mense nodig hê wat soos Daniël kan staan, stil, vas, vol geloof en met hulle oë op God. Vriende, wil jy 'n Daniël wees? Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons U ken as die ware lewendige Skepper God. Here, baie dankie dat U al so baie jare terug U volk gebruik het, kinders gebruik het wat op U vertrou en vir ons vandag wys, wanneer die onmoontlike voor ons staan, is dit nog steeds nie groter as U nie. Want U is almagtig, U is alomteenwoordig en U het ons lief. Dankie Here vir die belofte dat ons kan uitsien na daardie ewige koninkryk en dat geen koninkryk dit ooit gaan oorneem nie. Here, want U is ewig, U staan vas en U beloftes is waar. Seën ons asseblief, Here, seën elke hart en laat ons dapper wees en soos Daniël staan in 'n tyd soos hierdie. Dit is ons gebed vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, kyk uit vir die volgende episode, want Daniël se verhaal, glo dit of nie, word meer en meer ingekleur. Tot 'n volgende keer. Bly op jou knieë voor ons Skepper God.